Goeiemôre. Jy luister na die 98ste oordeenking in die reeks 'n paar maal om die son. Die tema vanoggend is empathiese getuies. An autobiography of trauma wat lank in 'n mens se gedagtes bly maal. Trauma is not so much what happened to us, but rather what we hold inside in the absence of an emphatic, mutually connected witness. Trauma is nie soseer wat met ons gebeur nie, maar eerder wat ons in ons oorhou in die afwesigheid van 'n empathiese, diep verbonde getuie. Die woord empathies en diep verbonde is woorde wat soekend is na daardie oomblik wanneer jy voel dat daar iemand is wat by jou is, besorgd, teenwoordig, beskermend, veilig, hulle gee om. Dit is een van die temas wat 'n mens oor en oor hoor as dit kom by trauma, die belangrikheid van 'n goeie ondersteuningsnetwerk. Nie alleen in genesing na trauma nie, maar heel dikwels tydens die trauma of in die voorkoming dat 'n traumatiese ervaring uiteindelik 'n traumatiese belewenis bly. Veiligheid en verskrikking is onversoenbaar, skryf Bessel van der Kolk. Veiligheid en verskrikking is onversoenbaar. Wanneer jy veilig voel, is verskrikking nie moontlik nie. Niks in hierdie wêreld het so groot kalmerende effek op ons, wanneer ons bang of verskrik is as 'n kalmerende stem, die kalmerende teenwoordigheid, die liefdevolle arms van iemand wat ons vertrou nie. Daardie beskermende, veiligende teenwoordigheid van iemand is belangriker as eksterne gevare. Luister net na hierdie gebeurtenis. Tydens die Tweede Wêreldoorlog is Londen vir 57 opeenvolgende nagte deur die Duitsers gebombardeer. Meer as 40.000 Britse burgers is dood en meer as 1 miljoen huise is beskadig of vernietig. Die besluit is geneem om die kinders uit Londen so ver as moontlik weg te stuur uit daardie bombarderings na die platteland toe. Maak sin, is dit nie? So hierdie kinders is uit hierdie stad uit weggeneem met etikette om hulle nekke na treinstasies toe en van daar is hulle in hulle duisende geneem om by vreemdelinge te gaan bly op die platteland. Ten minste weet hulle sou die oorlog oorleef. Maar interessant genoeg, het studies wat later gedoen is bevind dat die kinders wat van hulle ouers so geskei is, slegter gevaar het deur die oorlog heen, meer trauma ervaar het, as die kinders wat agtergebly het in die stad wat gebombardeer word, maar saam met hulle ouers was in die ondergrondse skuilings. Selfs al het hulle verwoeste geboue en die lyke van mense gesien, was dit vir hulle minder traumaties as om van hulle ouers geskei te geword het. 'n Belangrike waarheid kom hier ter sprake. Van die moeilikste traumatiese ervarings om in hierdie lewe te verwerk, is die trauma wat binne die konteks van vertrouensverhoudings plaasvind. Dit is juis waarom gesinsgeweld, kindermishandeling en kindermolestering sulke diep wonde op mense laat. Wanneer die mense wat veronderstel was om jou veilig te hou, juis diegene is wat jou verwond of verwerp, moet 'n kind alternatiewe maniere vind om te oorleef. En dis wanneer kinders leef, deur daardie herinneringe te onderdruk of te dissosieer met hulle liggame en dies meer. Die empathiese teenwoordigheid van 'n ander mens in jou grootste nood is die grootste buffer teen trauma. 'n Klomp jare gelede lui my foon en dis iemand uit die wêreld waarin ek groot geword het. Die ma is platgeslaan en hysteries en tussendeur hoor ek dat sy sê sy's op pad koshuis toe want haar dogter het haar gebel en gesê 'n vriend het haar genooi om saam met hom te gaan studeer en toe sy daar aankom het hy haar ongelukkig oorweldig en haar verkrag. Nou dink jou in daardie oomblik, watter raad gee jy vir so 'n arme mens, vir so 'n ouer wat so ontsteld is oor wat met haar dogter gebeur het?
My eerste instink was, ek moet hierdie ma help, sodat sy gekalmeer en berekend haar kind kon bystaan. Dit het vir 'n oomblik deur my gedagtes geflits, waar ek gewonder het, watter wonde is dalk by hierdie ma self oopgekrap, dat die ontsteltenis oor haar dogter ook herinneringe van haar eie seer ontbloot het. Onthou, 1 uit elke 4 meisies in hierdie wêreld word seksueel gemolesteer. In 'n geval, ek het daardie oomblik besef dat die beste manier hoe ek hierdie dogter sal kan help, is om haar ma te help. En toe sê ek vir haar, as jy daar by die koshuis aankom en jou kind jou die eerste keer sien, gaan sy op jou gesig sien wat dit behoort te beteken. As sy op jou gesig sien dat hierdie die verskriklikste en ergste gebeurtenis is wat ooit gebeur het en dat hierdie die einde van my lewe gaan wees, dan gaan dit haar waarheid wees, waarskynlik daarna. Maar as jy in die tyd wat jy nou het om koshuis toe te ry, rustig raak en 'n manier vind om met die hulp van die Here kalm en beredeneerd daar aan te kom, en sy sien op jou gesig empatie, maar sterkte, krag, beslissing, teenwoordigheid, en sy lees op jou gesig, weet jy wat, my kind, jy gaan oukei wees. Jy is nie alleen nie. Ek is hier vir jou, jy gaan hulp ontvang, jy gaan hierdeur gehelp word elke tree van die pad. Dan het jy vir jou kind in haar diepste nood die teenwoordigheid gebied wat sy nodig het. Teenwoordigheid wat sê, ek is veilig, ek is oukei, ek gaan hierdeur kom. Dis nie die einde van my lewe nie. Dis nou 15 jaar later, en dit gaan goed met hierdie dogter. Sy het 'n pragtige seentjie, en hulle is omring deur mense wat hulle oneindig lief het. 'n Empatiese getuie het nie al die antwoorde nie. Dit is nie iemand wat die pyn namens 'n ander probeer oplos, of hulle trauma van hulle af probeer wegneem, of dit in 'n oomblik probeer oplos nie. Glad nie. Dit is ook nie iemand wat die trauma afmaak nie. Asseblief tog, moet net nooit iemand se seer of pyn of trauma afmaak as niks nie. Die ergste ding wat met 'n kind gebeur, hoor my as ek die volgende sê, deur my lewe heen het ek die volgende gehoor. As iemand my die storie vertel van hulle trauma, of iets wat met hulle gebeur het, en 'n ouer maak dit af met woorde soos, ag my kind, dit is niks nie, of vergeet net daarvan, of die ergste van alles is, 'n ouer wat hulle nie glo nie. Vertel daardie mens vir my hulle storie van die grootste trauma, is nie dit wat gebeur het nie, maar die verwerping van hulle ouer, of die ontkenning van 'n ouer, van dit wat met hulle gebeur het. In daardie oomblikke kry die kind die boodskap, ek sal dit wat hier moet gebeur het onderdruk, en ontken, en probeer vergeet. En soos ons almal nou weet, is dit nie moontlik nie. 'n Empatiese getuie is iemand wat teenwoordig is, en daardie persoon se trauma ernstig opneem. Wanneer 'n kindjie, byvoorbeeld, deur 'n ontstellende traumatiese ervaring gaan, is die eerste en die beste hulp wat daardie kindjie kan ontvang, 'n empatiese teenwoordige volwassene. Alle navorsing dui daarop dat die impak van trauma dramaties verlaag wanneer iemand by ons is, wat vir ons omgee, wat vir ons daar is. Jy weet, ek sit vanmôre en dink aan die honderde kere wat ouers my al geskakel het deur my lewe heen en gevra het, weet jy van 'n goeie kinderterapeut wat my kind kan help, hulle het 'n traumatiese ervaring gehad, of daar's 'n groot verlies in hulle lewe. En natuurlik is dit wonderlik, en dis nodig. Maar ek besef opnuut vanmôre, dat daardie besorgde ouer wat skakel, en empaties teenwoordig is vir daardie kindjie, reeds die beste hulp in die hele wye wêreld is. Iemand wat liefdevol, empaties vir hulle daar is. Die ander hulp is bykomend. Maar die feit dat hulle daar is, lief is en omgee, is 80% van daardie kind se traumaberading reeds uitgesorteer. Maar as iemand teenwoordig.
En dink nou maar vanmôre verder, wanneer die Here dit op jou hart druk, om iemand by te staan in hulle hartseer of trauma, hoeveel jou blote teenwoordigheid vir daardie persoon beteken. Ek sê blote teenwoordigheid en jy kan dink, ek bedoel terloops. Nee, wat ek daarmee bedoel is, dat dit reeds genoeg is. Jou daar wees is genoeg. En heel dikwels hoef ons nie en moet ons nie iets sê nie. Net daar wees. En vanmôre laat dit my beter verstaan waarom God, toe hy homself aan Moses bekend maak, hom nie met 'n naam bekend gemaak het nie, maar as die een wat altyd teenwoordig is. Dit is wat God se naam in Hebreëus, Jahwe, wesenlik beteken. Die een wat altyd by ons is. Dink aan Jesus, Immanuel, God by ons. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie dat U by ons is deur alles heen, dat U altyd daar is, dat U in Jesus na ons gekom het as die een wat saam met ons ly, wat in ons lyding beter verstaan as enige mens op aarde. Here, dankie vir die mense wat U op ons pad stuur, om ons by te staan wanneer ons deur lyding en swaar kry gaan, wanneer ons traumatiese ervarings moet verwerk. Ons bid ook vanmôre, Here, stuur ons om daar te wees vir hulle wat ons nodig het. In Jesus naam. Amen. Kom ons sluit af met die wysheid van C. Langenhoven. Dieselfde water draai die wyse se meule wat die dwaas se grond verspoel. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.